Goeiedag en welkom by ons Kersbyeenkoms. Mag jy en elkeen saam met jou, saam met ons 'n geseënde Kersfees beleef. En as jy op Facebook is, tag gou 'n paar mense en sê kyk saam met my. En as jy op YouTube is, stuur nou die skakel aan mense en sê kyk na hierdie boodskap saam met my. Ek gaan vandag so 'n bietjie rondom Kersfees met jou gesels en ek dink ek gaan so probeer om so 'n bietjie geskiedenis te maak en uit die Ou Testament vir jou 'n Kersboodskap te bring. Wanneer ons kyk na Kersfees en hierdie hele aanloop na Kersfees, het baie mense weer baie stellings gemaak. Ek gaan vir jou twee in Engels aanhaal. Een is, we must put Christ back into Christmas. Dit het so 'n mooi, heilige stemming aan hom. En ek het dit al self in die verlede gesê en in die afgelope paar weke baie daaroor gedink en tot 'n ander konklusie gekom. Dan hoor ek een wat baie mense sê om Kersfees te verdedig is, Jesus is the reason for the season. En dan praat mense oor Jesus wat die rede is vir die seisoen. En dan het ek ook hierdie Grinches op Facebook en op sosiale media gekry wat Kersfees wil steel. Hulle gaan half verse uit Amos aan, totaal buite konteks verwys na afgode, en terwyl Korintiërs vir ons duidelik sê dat hierdie afgode bestaan nie. Maar ek gaan nie Kersfees spandeer aan strydlustige mense nie. Ons vier nie 'n datum nie. Ons vier 'n persoon, Jesus Christus. En wanneer ons dan na sy lewe kyk en na hom kyk, dan begin ons anders na Kersfees te kyk. So van die teologies korrek wees gepraat, en as ek kyk na die skrywers van die Bybel, en ek dink hulle was redelik akkuraat, en dan nog meer na Jesus, wat ek glo korrek was, dan is ons die rede vir Kersfees. Ons is die rede vir hierdie seisoen. Want as dit nie vir my en vir jou gebrokenheid was nie, dan was daar geen Kersfees nie. As dit nie was dat ons stikkend en 'n heelmaker, 'n geneesheer, 'n redder, 'n verlosser nodig gehad het nie, dan sou God nie sy seun hoef te gestuur nie. So ons praat baie by die Gracia daaroor. God het die wêreld so lief, dat hy sy seun gestuur het, om in my en jou plek te kom sterf. En as jy dan nou wil 'n status maak, as jy wil 'n statement maak oor Kersfees, dan kan jy skryf, ek is die rede vir Kersfees. Ek kan jou waarborg, jy gaan die weirdste comments hoor. Jy gaan mense hê wat uit die bus uit gaan val oor jy dit sê. En hulle gaan sê, jy sê humanis, jou godslasteraar, en jy seker by daai lodder in die Gracia. Maar dalk wil jy nou nie 'n hele oorlog veroorsaak oor Kersfees nie. Maar net om so bietjie mee te sukkel en met mense te praat, dan kan jy dalk 'n ander oorlog veroorsaak en sê, as jy dink sy's moeilik, jou skoonma is die rede vir Kersfees. Doen iets, kom ons veroorsaak so 'n bietjie 'n stir, maar kom ek deel vandag met jou die boodskap van Kersfees. En dis nie net 'n Kersstorie nie. Ek gaan vir jou uithaal uit Genesis 12 vanaf vers 1 tot 5 min of meer. En hier kom dit. En die Here het vir Abraham gesê, trek uit jou land, weg van jou familie en van jou ouerhuis en gaan na die land wat ek jou sal aanwys. In die Ou Testamentiese konteks is jou land, jou familie en jou ouerhuis jou enigste vorm van sekuriteit gewees. Dit was die sekuriteit wat jy gehad het. Dit het alles wat jy besit verteenwoordig. En hier sê die Here vir Abraham, trek weg van jou land, trek weg van jou familie, trek weg van jou ouerhuis. En is net hier, waar die hele storie van Kersfees begin. Maar in die volgende sin sê die Here aan Abraham, en ek sal jou die voorvader maak van 'n groot nasie. Abraham was 75. Ek dink op daai stadium, terwyl hy geen kinders gehad het nie en geen nasate gehad het nie, sou hy gesê het, Here, ek sal settle vir 'n kleinkind, maar hierdie belofte gaan verder, en hoor nou wat sê die Here vir hom verder, ek sal jou seën, sodat jy geëerd sal wees. Jy al aan gedink, die hele wêreld weet van Abraham. Of jy nou 'n Jood of 'n Griek, en of jy nou 'n Christen of 'n wat ook al is, almal tot die moslems weet van Abraham.
So God het sy belofte gehou. Hy het gesê, ek gaan jou seën sodat jy geëerd sal wees. En vandag as ons die naam Abraham gebruik, weet die meerderheid van mense wie dit is. Hy is geëerd. Maar die Kersfees storie begin hier, 2000 jaar voor Christus. En hier is dit. En verander tot 'n seun sal wees. Ek dink dit moes vir Abraham so weird storie gewees het, want hoe gaan hy 'n seun vir almal wees? En dan, okay Here, wie is die persoon wat dan die seun gaan bring? En hierdie antwoord van, hoe gaan hy 'n seun vir almal wees, is eintlik ondenkbaar. En die Here antwoord hom. Hy sê, deur jou, en luister na hierdie woorde, sal al die mense op die aarde geseën word. In die konteks van daardie tyd is dit net onmoontlik. As jy verstaan 2000 jaar voor Christus, 4000 plus jaar gelede, was dit 'n struggle om aan die lewe te bly. Hulle het nie mekaar geseën nie. Volke het mekaar uitgedelg om aan die lewe te bly. Hulle het nie iets goed vir mekaar te sê gehad nie. Hulle het letterlik mekaar ge-invade om die lewe gebring, om 'n stukkie grond, om 'n stukkie kos, om 'n waterput te kan bekom. Jode nog meer, hulle was eksklusief. Hulle het nie met ander nasies gemeng of ooreengekom of vrede gehad nie. Buiten die Jodendom was jy verlore, was jy 'n heiden gewees. Jy was nie deel van God se verbond nie. En partykeer het hulle letterlik gegaan om 'n ander nasie net te oorwin. 'n Nasies het gekom en jou weggevat in slawerny om besittings te kry, om slawe te kry, om mense te kry, om hulle gras te sny en om hulle tuin te maak en hulle huis te verf. Stede was geplunder in daardie tyd gewees. En weet wat's die hartseer? Abraham het nie geleef om al hierdie beloftes te sien nie. Hy het wel 'n kind gehad. Sy naam was Isak gewees, en dan begin die storie van een van die mees disfunksionele families wat jy aan kan dink. Abraham gaan en hy lieg vir 'n koning, want hy en sy vrou kom by 'n land aan in hierdie swerwerskap, en die koning dink sy vrou is mooi, en Abraham lieg en hy sê, dis my sussie. So sy vrou moes nogal 'n mooi tannie gewees het. En sy seun doen dieselfde ding. Sy seun lieg, sommer blaatant, en hulle is disfunksioneel. En dan het sy seun 'n klomp kinders, en hulle haat mekaar. Hierdie klomp seuns en kinders hou nie van mekaar nie, en een van Isak se seuns het 12 seuns gehad, en julle ken sy storie. Hulle het sy broer verkoop as 'n slaaf en gelieg vir hulle pa. En dan land hulle as familie in Egipte, as slawe. En hulle kan beslis nie as slawe 'n blessing vir die volke en vir die nasies wees nie. Hulle kan nie vir 'n nasie 'n verskil maak nie. En dan kom daar een soos Moses wat hakel, wat nie 'n blessing kan wees nie. En nie omdat hy hakel nie, maar omdat hy ook lieg, en omdat hy iemand doodmaak, en omdat hy 'n verskil maak. En dan kom maar 12 plaae. 12 plaae wat beslis nie 'n blessing was vir Egipte nie. Die Kanaaniete het ook deurgeloop. Toe Israel in Kanaan kom, is hulle mure verwoes, is hulle wêreld verwoes, en was hulle beslis nie 'n blessing vir die Kanaaniete nie. En nêrens sien jy die potensiaal van om 'n blessing te wees en deel te word van daai blessing deur hierdie volk en deur hierdie nasie nie. En dan kom Israel en hulle word 'n koninkryk. Hulle begin konings kry. En as jy na daai deel van hulle geskiedenis kyk, hoor jy en lees jy net van oorlog. Geen blessing nie. Dan kom jy ou wie ons almal as 'n half in die Ou Testamentiese hero beskou, Salomo, en hy trou met die nasies om hom se dogters, en hy begin weird goed te aanbid, en Israel verval, soveel so dat God sê, ek kan nie meer my hart by julle hou nie, en hulle is geen seën vir niemand nie, en Israel word verwoes. Die tempel word vernietig. Daar's chaos in die land, daar's hongersnood in die land, daar's 'n verwydering van hulle en God in die land, en hulle is geen hoop vir hulle self nie, wat nog van daardie oorspronklike belofte, dat hulle 'n blessing van ander volke sal wees.
En ten spyte van alles, kan hierdie volk nie word wat God gesê het hulle moet wees nie, en kan hulle nie die seën uitbring na nasies toe en 'n verskil maak in nasies nie. Maar God is 'n houer van sy beloftes. En die heeltyd terwyl Israel glad nie 'n seën is nie, en terwyl Israel glad nie presteer soos wat God wou gehad het hulle moet presteer nie, bly God die houer van sy belofte, en hy stuur profete om hulle te herinner dat daar is 'n belofte. Daar is 'n seën wat julle sal wees vir alle volke. Ek het dit vir Abraham gesê, al was hulle disfunksioneel, al was elke opvolger van Abraham disfunksioneel. Ek het 'n plan met die mensdom, en ek is getrou aan my woord, en ek het 'n plan om 'n seën van Abraham na die mensdom te bring. En dan in die donkerste tyd van Israel se geskiedenis kom Jesaja in Jesaja 9 vers 6. En hy sê, jy sal nog meer doen as om my volk Israel na my toe terug te bring. Ek gaan jou 'n lig maak vir die nasies, sodat jy redding kan bring tot aan die uithoeke van die aarde. As jy so iets hoor, terwyl jy in slawerny is, moes Israel gewonder, Here, hoe kan dit wees, ons is in slawerny, ons is glad nie wat U gesê het ons sal wees nie, hoe kan ons nog ander volke red, en hoe kan ons in ons nag donker 'n lig vir ander nasies wees, hoe kan ons 'n verskil maak in nasies? En dan 1600 jaar na Abraham kom hierdie woorde. Profeet Maleagi kom. Maleagi kom en hy sê, daar is nasies wat my sal eer, van waar die son opkom, tot waar die son ondergaan. Dit maak net niks sin nie. Jy sien, God kom en hy sê vir Israel, ek is groter as julle klein wêreld. Ek is groter as julle beperkte insig in my beloftes. Ek is groter as wat julle dink ek is en kan doen deur 'n nasie, deur mense al is jy ontrou, het ek beloftes en ek bly getrou aan my beloftes. Hy gaan verder en hy sê, oral eer hulle my deur wierookoffers en reinoffers te bring. Die nasies het groot ontzag vir my naam, sê die magtige Here. Yes, hierdie storie klink net onmoontlik. Ek weet nie of jy al oorweldig was, soos hierdie volk oorweldig was nie. Hulle was oorweldig deur ander nasies, deur die Syriërs, deur die Macedoniërs, deur die Babiloniërs, en so kan ek deur die lyste gaan. En dan kom daar 'n donker tyd, 63 jaar voor Christus, en Pompei kom en hulle verslaan Israel totaal. Hulle oorwin Israel, hulle delg die priesterdom uit letterlik, en hulle maak Jerusalem deel van die Romeinse ryk, en op daai oomblik moes Israel met hulle hele wese geglo en verstaan het, die kans dat ons 'n blessing, die kans dat ons 'n seën vir die volke kan wees, is nou finaal verby. Kan nie meer gebeur nie. Dis net onmoontlik. Al die nasies sal nie deur Abraham geseën wees nie. Israel gaan beslis in hierdie omstandigheid nie die lig vir die heidene wees nie. En duidelik, ons God sal nie deur die wêreld raak gesien en aanbid kan word nie. Alles is net buite bereik. Alles is net donker. Dit word gepraat van die donkerste tyd in die geskiedenis van Israel. En toe op daai oomblik terwyl dit donker is en dit blyk asof niks kan gebeur nie, beweeg God. En wanneer God beweeg, dan beweeg hy terug na sy oorspronklike belofte toe. En dan kom Paulus wat eers 'n fariseer was, wat die Christene vervolg het en wat niks verstaan het nie, en skielik verstaan hy Jesus en hy kom en hy skryf in Galasiërs 4 vers 4, maar toe, en hoor hierdie volgende woorde, op die regte tyd het God sy seun gestuur. Ek wil dit weer vir jou lees en dink aan al die donker wat ek nou vir jou gepreek en geleer het, geluister het, maar toe, op die regte tyd het God sy seun
gestuur. En daar gebeur die Kersfees storie. Lukas 1 vers 26 en 27 ken ons al, toe Elisabeth 6 maande swanger was, het God na die engel Gabriël na Nasaret, 'n dorp in Galilea gestuur, na 'n jong meisie met die naam Maria. Sy was verloof aan 'n man met die naam Josef, 'n afstammeling van koning Dawid. Die storie van 2000 jaar vroeër juis gee geloofwaardigheid aan Jesus se geboorte. Die koninkryke van die wêreld het nie die vermoë om te seën nie, en jy moet dit vandag verstaan. Hulle kan net regeer, en hulle kan net skade aanbring, en hulle kan net sisteme in plek sit. Koninkryke van die wêreld, mense kan nie mense seën nie, net God kan dit doen. En dan kom hy en hy sê die maagd se naam was Maria. En hoor nou, en Gabriël het aan haar verskyn en gesê, ek groet jou, hoor nou, die belofte van 2000 jaar terug. Geseënde vrou, die Here is met jou. Jesus het gekom om daai seën te bring. Jesus het gekom om daai stikkend wat so deur die eeue gestaan het, te herstel en om weer lewe te bring en lewe teweeg te bring. En hy sê dit vir Maria, hy sê, moenie bang wees nie, Lukas 1 vers 30, Maria, het die engel gesê, want God het besluit om jou te seën. Jy sal swanger word en jy sal 'n seun hê, en jy moet hom Jesus noem. En hy sal baie groot wees, en die seun van die Allerhoogste genoem word. En die Here God sal die troon van sy voorvader Dawid aan hom gee, en hy sal vir ewig, hoor nou, oor Israel regeer, en sy koningsheerskappy sal nooit eindig nie. Ek en jy leef in 'n gebroke wêreld, maar as sy volgelinge is ons geseën. En waar ek en jy beweeg, begin ons die seën van genade na mense toe vat, en ek en jy kan 'n seën wees vir die wêreld, en ek en jy kan 'n verskil maak in die wêreld waarin ek en jy leef. Hoekom? Omdat ons Christus binne in ons het, omdat ons draers van die belofte is, en omdat hy ons laat lig wees in 'n donker wêreld. So ek wil jou uitdaag, kom ek en jy wees die seën van Kersfees. Kom ek en jy verstaan vandag, daai donker storie van 2000 jaar voor Christus en selfs 2000 jaar na Christus het verander, want die lig het gekom en hy woon in ons, en ek en jy word getransformeer om blessings van genade vir die wêreld om ons te wees. So ons storie begin ver, en ek en jy is stories daarna wat draers daarvan word. So kom ons wees 'n seën in hierdie Kersfees. Kom ons wees lig in 'n donker wêreld. Kom ons wees die blessing wat hierdie wêreld nodig het. Hoekom? Omdat sy Gees binne in ons is en ons draers daarvan in hierdie wêreld kan wees. Mag jy 'n blessing, 'n seën in hierdie Kersfees wees. Mag jy 'n draer van lig in hierdie tyd wees. Amen. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons die draers van u lig kan wees. Dankie dat hierdie mooi storie van Abraham uitgebreek het in ons lewens, en dat ons geseën is deurdat hy gehoorsaam was om te trek en 'n pad te begin loop, en gebruik ons om gehoorsaam te wees, om mense se lewens te raak en guns van die Here na hulle toe te vat. Hoekom? Want u is gebore. U het mens geword. U het onder ons kom woon, en ons is draers van u heerlikheid. Seën elkeen wat vandag ingeskakel is, na hierdie boodskap kyk, en mag elkeen vandag intens van u teenwoordigheid bewus wees. Ek wil vir hulle vandag in besonder bid wat alleen is, wat vandag nie geliefdes om hulle het nie, en wat dalk onseker is wat hulle gaan eet. Ek wil bid dat u mense op hulle pad langs sal stuur, om dan ook hierdie seën en hierdie guns na hulle lewens toe te bring.
Ons bid dit in Jesus se mooi naam. Amen. Ek is so bly jy was deel van ons uitsending vandag van Kersdag en ek wil jou uitnooi na volgende Sondag, na die 1 Januarie, waar ons met jou die hart van God vir 2023 gaan deel. Mag sy genade met jou wees en mag jy 'n blessing wees om ander mense se lewens in hierdie dag te raak. Amen. Mary, did you know that your baby boy would one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you deliver will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy will calm the storm with his hand? Did you know that your baby boy has walked where angels trod? When you kiss your little baby, you kiss the face of God. Mary, did you know? The blind will see, the dead will hear, the dead will live again. The lame will leap, the dumb will speak, the praises of the Lamb. Mary, did you know that your baby boy is Lord of all creation? Mary, did you know that your baby boy would one day rule the nations? Did you know that your baby boy is heaven's perfect lamb? That sleeping child you're holding is the great I am. Is the great I am.